Ek het. Dankie. Waardeer die uitnodiging om saam met julle hier te wees vandag. Thanks Johan en Renee. Altyd lekker om saam met julle te wees en te bedien. Ons het 'n paar jaar saam agter die rug in destyds Dr. Oos of Fairy Glen, soos wat hy nou bekend staan. En heerlik om saam met julle daar te kon werk en ook hier te sien wat die Here besig is om te doen terwyl julle hier werk. Soos wat Johan genoem het, die afgelope paar weke kuier ons uit die instrumentasie of die band rondom aanbidding en van die instrumente gee vir ons handles of begrippe of woordeskat vir hoe aanbidding eintlik werk. Natuurlik is daar die dromme, die percussion, die ritme, die routine, amper die regularity of making worship part of who you are and what you do. Is 'n lewenswyse en benut elke geleentheid. En is great om gereelde geleenthede te hê op 'n Sondag waar ons by mekaar kom. Sondag meer as net saam sing. Ek het deur al die jare primêr 2 stukke kritiek gekry oor aanbidding in die plaaslike gemeente. Een van hulle ouens het gesê ons sing te lank. Die ander stuk kritiek wat ek gekry het is die ouens voel daar's nie genoeg tyd vir aanbidding nie. Nou, jy kan maar besluit watter kant is vir jou die waarheid, maar ek hoor 2 verskillende ingesteldhede. Wanneer dit kom by aanbidding, tyd in die Here se teenwoordigheid, saam as gemeente, daar is net nooit genoeg tyd om die volheid daarvan te geniet. En dan obviously, as jy hier is net om saam te sing, gaan jy dalk voel, ag man, julle sing te lank, maak klaar nou, ons wil verder aangaan en sovoorts. So, daai ingesteldheid is dikwels wat moet geskuif word in ons eie harte, in ons eie koppe oor, okay, so hoekom is ons hier, en waarmee moet ons onsself hier besig hou? Ons het ook rondom die basgitaar natuurlik, iets van die pervasive foundation, ek weet nie wat is daai in Afrikaans nie, pervasive, dis iets wat alles deurweek, daai klank, jy voel hom meer as wat jy hom hoor, nee, daai buis. En dis presies soos wat die Here se teenwoordigheid is, die gewig van sy teenwoordigheid, ons raak bewus daarvan, sonder om eintlik woordeskat te hê van dis wat nou hier aan die gang is, maar jy beleef jy net sy teenwoordigheid. En in Genesis 3:8, ons kry reeds die Here se begeerte om met mense in verhouding te stap en hulle fokus op hom te plaas. Ek meen Genesis 3:7, hulle het nou net sonde gepleeg, nou net droog gemaak en die Here kom ingestap met die uitnodiging, kom praat met my. Maar die mens besluit, nee wat, hy is nou te skaam, hy gaan nou nie met die Here engage nie. Dink jy die Here was onkant gevang? Hy sê, ek het nou nie dit verwag nie. Nee, ten spyte van wat jy gedoen het en waar jy jouself bevind, hy wil jou nog steeds naby hom hê. Hy wil hê sy teenwoordigheid moet resoneer deur jou lewe ook. So Sondag word dan iets van 'n saamsnoer geleentheid waar al die goed wat in die week gebeur het, ons bring dit alles nou saam en ons lê dit voor hom en ons kuier met hom oor wat in ons lewens aan die gang is. Die klavier natuurlik en van die die melodie-instrumente help ons om wanneer daai melodie so prominent staan, dis soos die Here self wat sy stem in ons aanbidding laat deurvleg. En dit resoneer elke keer wanneer ons sy stem beleef, resoneer dit met ons en ons reageer daarop. En ons kom in aanbidding, reageer op sy teenwoordigheid. Soos wat ons nou die afgelope paar weke kuier oor die ding van aanbidding, in Openbaring 4 en 5 kry ons 'n mooi prentjie van wat daar in die hemel aan die gang is en hoe aanbidding in die hemel werk. So, as jy een van die teruggetrokke stilte kerk mense is, gaan die troonkamer jou pla. Dat jy gaan ongemaklik daar voel. Jy moet net gaan lees, Jesaja 6, Openbaring 4, die klank is oorverdowend hard.
in die hemele. Party van julle sê, ja, maar ek is nog hier op aarde, my ore kry seer. Dit is so. Maar as jy nie met vryheid en vrymoedigheid omring met wall-to-wall sound, kan jouself kom uitdrukking gee aan jou liefde vir die Here, dan gaan die hemel vir jou bietjie moeilik wees. Have you ever noticed the multi-visual, audio-visual impact van wat daar aan die gang is in die troonkamer? Ek meen, dis ligte, dis klank, dis beweging. Niemand is daar as 'n observer. Almal is daar as participants. En dis wat die Here begeer vir elkeen van ons wanneer ons by mekaar kom. Vandag wil ons so 'n bietjie praat oor vocals en die stem van die mens en hoe jou stem in vennootskap met Christus se stem kan inkom en die waarheid wat hy is en die waarheid wat hy sing en spreek oor ons, dat ons eie stemme dit nou ook kom amper echo weergee. So ons is so dikwels vasgeverf, we are framed. Ek weet nie hoe sê jy dit in Afrikaans nie, jy word geraam, nee, if you're framed, die van julle wat die detective stories geniet, nee, jy aan die begin van die episode, iets het gebeur en ouens, al die feite of indrukke word geskep en almal dink dis hierdie ou, hy het dit gedoen, but what we don't realize is that he's getting framed. Jou gedagtes word daarna toe gelei om te dink, hier is die skurk in die verhaal. En dan, op die einde, kom die detective, die sleuth, die polisieman, en hy sê, die speurder, hy sê, okay, op grond van die, hierdie is die ou. En dan wonder jy, hey, ja, nou maak alles sin. Guess what? This is what's happening to us every day of our lives. The enemy is coming in and he's framing us. Hy laat ons sekere goed van onsself dink en verstaan, en eintlik is dit net framing. Dis nie die waarheid nie. Dit mag dalk 'n werklikheid wees, maar dis nie die waarheid nie. Die waarheid kom in 'n ander raam. En trouwens, ek dink nie, 'n raam is die regte woord daarvoor. Ek onthou op 'n stadium president van die AGS, toe hy nou die jeugsaal moes kom toespreek. Ek was nog 'n student op daai stadium, daar in die jeugsaal, en die tema wat hulle hom gegee het, was God in perspektief. So die hele gedagte van, hoe bring ek God in my alledaagse lewe in? En hy het gesê, julle het my 'n onmoontlike taak gegee. Ek kan nie God in perspektief plaas nie. Want God is die backdrop waarteen alles in perspektief gesien moet word. Jy sit nie God in 'n prentjie nie. Daar's nie 'n raam vir hom nie. Ons manier van dink het ons nou op 'n plek gebring waar ons dink, Sondag, dis die Here se dag. Die res van die week, dis Absa se dag, of dit en dat en die ander. Maar hier sit ons nou, en nou vandag is die Here se dag. I have news for you. Elke dag, sy dag. Iets het nodig om te skuif in hoe ons geframe word deur die wêreld en die werklikhede wat ons teekom, en dit wat op 'n Sondag samentlik gebeur, is eintlik besig om jou te help om van die raam ontslae te raak. Jesus praat met die vrou by die put in Johannes 24, daar waar hulle water skep, en hy noem vir haar, holy places and holy spaces and holy people that facilitate these kinds of things. Daai kom op 'n einde. Daar's 'n tyd wat aangebreek het in Christus, waar die holy space totally geskuif word na elke dag se lewe. It's all about the face, it's not about the place. En as jy vasgevang word in die place, dan gaan jy, ja, ons sing te lank. But if you've managed to move the veil so that you can see the face of Christ, dan is ons aanbiddingstyd heeltemal te min. Nou toe, vandag praat ons oor die woord wat perspektief bring, die stem van die mens wat ook die waarheid van wat God oor ons spreek en oor homself te sê het, dat ons stemme daai waarheid ook verkondig in ons tye van aanbidding.
die waarheid van die skrif. Kom ons gaan na Kolossense 3 toe en vers 16 om iets hiervan te beleef. Paulus skryf aan die gemeente daar en hy sê, ouens, laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon, terwyl julle dan met dankbare harte, psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God sing. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Okay, kom ons sit net vir 'n oomblik by daai woord van, die woord van Christus. Wat beteken dit? Is dit woord wat van hom afkom? Ja. Maar so is dit dan nie woord waarvan ons, die woorde wat oor Christus gaan? Ja, dis dit ook. So laat die woord wat hy spreek ryklik in jou woon, en laat die woord wat ander met jou deel oor wie hy is en wat hy vir hulle gedoen het, laat daai ook ryklik in jou woon, sodat jy reageer op die waarheid wat oor jou gesê en gesing word. Sefanja hoofstuk 3 vers 17, hy is nie op die slides nie, maar die gedagte dat die Here hom verheug oor jou, dat die Here sing oor jou, dat die Here dans van vreugde wanneer hy en jy met mekaar een tot een dan in verhouding staan en hom aanbid. Wanneer ons by mekaar kom as gemeente en ons aanbid saam, raai wat gebeur. Hebreërs 2 vers 12 sê vir ons wat is besig om te gebeur in die plaaslike gemeente. Die Amplified sê vir ons hierdie, for he, Christ, says, I will declare the Father's name to my brethren. Nou hierdie is wat jy nodig het om te hoor. In the midst of the worshiping congregation, I, dis nou Jesus, will sing hymns of praise to you, Father. What's happening every time we come together? Jesus is finding himself present and he is singing out from his heart. Sy woord vloei in ons midde in. En dan is daar mense wat skerp genoeg is om dit op te tel en daarmee saam ook sy woord op hulle lippe te gebruik om vir mekaar goed te sê en te sing. En die werklikheid van sy teenwoordigheid in ons midde word nie net erken nie, maar word daarop gereageer. Van die voorlopers van ons generasie se aanbiddingsleiers, liedjieskrywers ensovoorts. Hier's van die goed wat hulle te sê het oor aanbidding. Matt Redman byvoorbeeld, hy sê, true worship is a response to revelation. The lyrics that we sing are simply an echo of the truth that we have seen about God. Louis Giglio, julle ken hom seker van die Passion Movement, hy sê, worship is our response, both in word and deed, to who God is and what he has done. Harold Best voeg by, hy sê, worship is the continuous outpouring of all that I am, all that I do, and all that I could ever become, because, or become in the light of Christ's finished work. So wat gebeur hier wanneer ons by mekaar kom in ons aanbiddingstye as gemeente saam? En wat gebeur wanneer jy op jou eie met die Here in verhouding staan en hom aanbid? Wat gebeur en hoe word sy woord, how is his word critical to the conversation? Ek onthou jeugkamp waar ek was, praat 'n paar ouens en ek vra daar om die kampvuur, wat sou jy sê is God se gunsteling topic of conversation? Waaroor praat God die graagste? Een van die ouens sê, hy praat oor my. Ek sê, great, nee, ek gaan nie met jou stry nie, maar kom ons sit net daai in konteks. Wanneer is jy gebore? Hy gee toe sy geboortedatum. Ek sê, okay, maar tot en met dan, het die Here regtig nie iets gehad het om te praat nie.
Maar nou dat jy hier is, nou het die Here iets om oor te praat. En kom ons neem aan, jy leef 'n vol, heerlike lewe en eers hier by 80 is jou lewe verby, hier op aarde. Waaroor gaan die Here dan praat? Nee, jy sien, ons maak wat die Here sê dikwels so om wat ek wil en ons mis die kern van die gedagte dat tussen Vader, Seun en Heilige Gees is daar 'n aanbiddingsgesprek klaar aan die gang. En Openbaring 4 en 5 bring ons in die troonkamer in en wys vir ons hoe dat die engele, die ouderlinge, die ganse skepping en al die gereddes deelneem aan die gesprek, die aanbiddings- en waarderingsgesprek wat van ewigheid af aan die gang is tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Vader, wanneer hy met die Heilige Gees praat, een van die goed waaroor hy graag wil praat is die Seun, Christus. En wanneer Jesus met die Heilige Gees praat, sy gunsteling topic of conversation is die heerlikheid van die Vader, wie hy is en waarmee hy besig is. So wanneer ons in aanbidding betrokke raak, we don't start something, we join something. Ons word ingenooi en ons stap in die gesprek wat reeds aan die gang was deur al die eeue. Ek onthou op 'n stadium, ek is worship leader daar by Doxydale Ferry Glen, waar Johan en Renay ook saam met Belinda en ek vir 'n seisoen bedien het. En ek onthou een Sondag aand nadat die soundcheck en alles gereed is, ons is daar in die bidkamer en ek bid en ek sê, Lord, we've done what we can from our side. You are most welcome to intrude here this evening. Anytime you feel you want to do or say, you're welcome to intrude. En ek hoor so skielik hoe dat die Here my antwoord met hierdie, hy sê, well, if anyone's going to be intruding, it's not me. En ek besef in daai oomblik, ek het gedink, die kerkgebou, die gemeente, die band, alles is opgestel, en jy weet, ons het gedoen wat ons kan, hy moet maar net hier kom, en hy sê, he's not intruding. If anyone's intruding on what's happening here, it's not going to be him, because he belongs here. He was here even before we got here. Dit wat ons doen ons in sy teenwoordigheid, rondom wie hy is en wat hy graag wil sê. Wanneer ons in aanbidding sy woord op ons lippe neem, dan gebruik ons sy woordeskat, Jesus se woordeskat oor die Vader, om die Vader te aanbid. Die Vader se woordeskat oor Jesus, om hom te aanbid. Die Heilige Gees se woordeskat oor die Vader en die Seun, om God te aanbid. Dis wat aan die gang is hierso, en ons stap in daai gesprek in. Nou dis waar, dat wanneer die Here, let's take it from this angle, die woord wat vlees geword het, Johannes 1:14, die Hebreër skrywer begin met die gedagte dat God het in hierdie laaste tye met ons gepraat deur sy Seun. Ek wil nie in die ingewikkelde Grieks daarvan gaan, maar dis 'n moontlike vertaling van daai stelling is dat God het met ons gepraat in Seun, waar Seun die taal, die woordeskat word. So wanneer die woord vlees geword het, het God deur wie Jesus is, vir ons woordeskat gegee van wie God eintlik is. Jesus sê, Johannes 1:18, die skrif sê, niemand het God eintlik persoonlik al gesien nie, maar Jesus, hy is die een wat die Vader aan ons kom openbaar het. He has made him known. He has put him out in the open, where we can engage with him. Dis wat Jesus kom doen het. Jesus het gekom om vir ons, die uitspraak van die Vader oor ons menswees, het hy kom verteenwoordig. He came to embody that word that the Father has been speaking over humanity
in Christ. En ons kry sy woordeskat, die Vader se woordeskat, wanneer Jesus uit die doopwater uitkom, die woord wat die Vader oor die Seun praat is, jy's my Seun, en ek het in jou 'n welbehae. This is what Jesus experienced, but this is what Jesus, in his relationship with the Father, is actually saying to you. This is how the Father feels about you. Jy is sy kind, sy seun, sy dogter, en hy het 'n welbehae in jou. You see, the frame that the enemy wants to set up for you to understand that you are useless, you are powerless, you never get things right, al daai goede, you're being framed when you want to believe that. But when Jesus comes into focus, when he becomes the center of the conversation, the central topic of conversation, you can no longer be framed, because now you're free. And in him you discover not only what God has to say about himself, but in him you discover what he has to say about you. Wanneer ek aanbid, bring ek sy woordeskat, hemelse woord, aarde toe. Iets skuif in die manier wat ek kyk, en iets skuif in terme van die fokus, waarop fokus ek in aanbidding. In Johannes 4 sê Jesus duidelik, soos ek genoem het vir die vrou by die put, it's about the face, it's not about the place. Efesiërs 2, 4-7 praat daarvan dat ons saam met hom, wanneer ons, jy sien die patroon hier, wanneer jy verstaan wie Jesus is, en jy sien hom aan die kruis, raai wat is besig om te gebeur? Jesus is besig om hom ten volle te vereenselwig met jou. En hy vat jou sonde, jou mislukking, wat dit ook al mag wees, hy vat dit saam met hom kruis toe. He has fully identified himself with you. What he's doing now is inviting you to fully identify yourself with him. En dis waar Paulus die gedagte vat wanneer hy sê, ek is saam met Christus gekruisig. You fully identify with what he is saying about you. Ephesians 2 gaan verder van vers 4-7 waar hy sê, because we have been fully identified in him on the cross, fully identified with him in the grave, fully identified with him in his resurrection, now we can be fully identified with him in his ascension. Hy vat ons saam met hom na 'n plek toe waar ons perspektief radikaal verander. Ons perspektief oor wat in die wêreld aan die gang is, ons perspektief oor wie ons is en waarmee God besig is, dit skuif, want ons word nou herposisioneer. My ligging verander in aanbidding. Nou begin ek goed sien soos wat hulle werklik is. Ja, maar die realiteite van elke dag se lewe, kom ons stel dit so. Die son kom op oor Meyersdal in watter rigting? Daai ene. Great. Okay. So jy kan hierso staan en jy sien hoe die son opkom en die son dan aan die einde van die dag gaan sak. So jou manier van dink oor die son is dat die son is aan die beweeg. Ja, maar ons het klaar die bewyse van Galileo se tyd af. Wanneer was daai? Die 1700s, 1800s daar rond? Ek vergeet nou my geskiedenis, nie op standaard nie. Die bewyse is klaar daar, dat dit nie die son is wat besig is om te gebeur nie, dis die indruk wat geskep word, want jy staan op 'n plek wat besig is om te beweeg. Die aarde roteer om sy as, en omdat jy aan die beweeg is, skep dit die indruk dat die son eintlik beweeg. Hierdie mag jou ervaring wees, hierdie mag die werklikheid wees waarin jy jouself bevind. Die probleem is jou ligging. Jy dink vanuit ek staan stil.
Nee, that's not the truth. That may be your experience, but it's not the truth. The truth is, you're not standing still. You're standing on something that's moving. And because you're standing on something that's moving, it's creating the impression that the sun is moving. Die vyand wil ons frame die heeltyd in, ja, maar dis hoe dit is, dis hoe dit werk. Dis die realiteit waarmee, nee, dit mag dalk jou ervaring wees, maar is nie die waarheid nie. Wanneer ons onsself in hom vind, verander ons ligging en dan begin ons sien soos wat hy sien. Ons kyk vanuit die perspektief van sy lig en dan kom daar lig op ons eie pad, soos die psalmdigter sê, en u woord is vir my 'n lamp vir my voete en 'n lig op my pad. En Psalm 36 verse 9 in the English, 10 in die Afrikaans, in u lig sien ons lig. Hoe stem ek myself in om vanuit hierdie plek te aanbid? Wel, kom ek bid vir jou 3 gedagtes aan oor die skuwe wat jy moet maak as 'n aanbidder om ingestem te bly as aanbidder. Eerstens, skuif jou fokus. Die plek waarop jou fokus geplaas word van 'n maandag tot 'n Saterdag, daai plek, you're actually being confused. Daai omgewings is ontwerp om jou te verwar. You need to shift your focus, and I know it's counterintuitive, but you do need to shift your focus and what it is that you're focusing on. Dit het jy nodig om te doen vanuit die vermoë wat jou gees het om te snap wie God is en waarmee is hy besig. Ek skuif my fokus, my kykplek. Kan ek net gou hierdie kant toe gaan? Julle het nog 'n paar minute wat ek nou net so 'n paar goed, so 'n bietjie van 'n detour om terug te kom hierna toe. Okay. Johannes 3:16, van die bekendste skrifgedeeltes wat ons het. Want so lief het God die wêreld gehad. Ja, jy ken die storie, né? Het jy ooit agtergekom dat daai sin begin met 'n want? Wat jy eintlik moet verstaan is, jy val hierin in die middel van 'n gesprek. Die gesprek het begin en hier is jy nou in die middel van die gesprek en jy tel hierdie stukkie uit en jy sê, okay, dis waaroor dit gaan. Nee, jy het nodig om die konteks van daai stelling te verstaan. Wat was die konteks? Ja, Jesus praat met Nicodemus. Waaroor praat hulle? Wel, hier op 'n kol kom Jesus en hy noem vir Nicodemus iets wat in hulle verlede gebeur het, die Israelse verlede, Numeri, waar die Israeliete, die kinders van Israel, ja, iemand het my gevra, was daar geen volwassenes daai tyd? Was dit almal net kinders van Israel? Nee, that's not exactly what that means. Okay, die volk Israel is nikkerig met Moses, goed loop nie reg nie, ek meen is hierdie trip deur die woestyn, ek meen hiking has lost all of its joy, the backpack is too heavy, daar's nie kos, wat ook al, jy weet, hulle begin moan, is nikkerig, en hulle sê vir Moses, dit was eintlik, jy het ons geen guns kom doen, om ons daar weg te vat uit Egipte uit nie, dit was vir ons beter daar, as wat ons hier in die woestyn. En die Here hoor dit, en hy sê, okay, if that's what you want, let me give you what you want, and you're probably going to realize that when you get what you want, this is not what I wanted. So wat doen hy? Hy stuur slange in die kamp en jy voel, hoe kan 'n God van liefde sulke goed doen? Well, he's taking them at their word. They said they wanted to be under Pharaoh's authority. Die kroon van die farao, die embleem op die kroon, die kobra. So wat die Here doen is sê, ek gee vir jou dit wat jy wil hê. Jy wil onder die kobra se gif leef. Kom ek wys vir jou. Dis hoe dit voel wanneer jy onder die kobra se gesag leef. En okay, so die slange begin byt en ouens raak siek en van hulle is dood en die mense kom terug na Moses en sê, sorry, ons het fout gemaak, ons gaan nie meer verder klaar nie, vra die Here asseblief om die slange weg te vat.
Die Here sê nee, hy gaan dit nie doen nie. Hy sê, hoe nou? Hy sê vir Moses, jy ken die storie, nee, vat 'n koperslang, sit hom op 'n paal, sit hom daar neer, sodat almal wat deur 'n slang gebyt word, as hy opkyk en daarna kyk, gaan ek hom genees. I don't know about you, but that's kind of counterintuitive. What is counterintuitive in Afrikaans? I don't have that vocabulary. Dis onnatuurlik of teen jou natuur of teen jou natuur om weg te kyk van die plek van jou pyn. Ek meen almal wat gebyt is, ek het pyn, help my, kom, my pyn. En die Here sê, He wants to shift your focus from where you hurt to where you're healed. Dis wat hy wil doen. Nou sit hy daai paal, slang op die paal, waar almal dit kan sien. En nou kom Jesus en hy verduidelik vir Nikodemus, soos wat daar in die fisiese, die Here 'n fisiese ding opgestel het, sodat jy genoodsaak word as jy wil herleef, om fisies weg te kyk van die plek van jou pyn, na die plek van waar jou genesing vandaan kom. So ook moet jy in die gees, jou binneste, jou ervaring van wat in die wêreld aan die gang is, vanuit 'n ewige perspektief. Jou gees het nodig om nie, hier's nou waar Afrikaans my pla, jy moet ophou selfbewus wees. Selfbewus kan 'n paar goed beteken, nee. Aware of self-awareness, yes. Self-consciousness, that's the other one. God wants us to look away from self and look to the one on the cross, met wie ons self kan vereenselwig, sodat die genesing wat in hom is, na ons toe kan begin vloei. Ons is so vasgevang deur ons eie pyn. Ons het nodig om ons fokus dan te skuif. Get out of the frame, get into the face of Christ. Ek skuif my fokus, ek skuif my aksie. Wanneer ek hom begin sien en hom begin beleef, dan is dit nie 'n nice to know, nee, dis 'n, okay, he's telling me something about myself, and I need to change the way I think about myself. So ek skuif my aksie en ek begin doen wat hy sê ek is. Ek doen nie om iets te word nie, ek doen omdat hy my iets gemaak het. And now I'm responding to God as righteous, holy, ten volle, genees, gesond, herstel. Ek reageer op sy woord vanuit hierdie plek. So my actions change. En dan skuif ek van my ingesteldheid verander. I'm no longer here for the information. But when His word is spoken over me, I embrace the transformational power of the word. Dit wat my van binne af kan verander. Sy inwonende woord, soos wat Kolossense 3:16 gesê het, let the word of Christ, die woord wat hy oor my spreek, die woord wat hy van homself sê, die woord wat hy uitspreek oor wie die Vader is en wat die Vader se hart is oor jou, daai begin nie net jou fokus word, maar wanneer jy daarop fokus en dit vir jouself toeëien, jy begin verander. Kom ons trek hierdie saam met die illustrasie. Lise Marie, as julle weer julle plek wil kom inneem hierso, as jy welkom. Vleeniers is geleer hoe om instrumentasie te lees. Want daai instrumentasie is eintlik hulle behoud. Dikwels, wanneer jy in 'n vliegtuig is, vlieg jy in die wolke in. En van daai wolke is myle diep en hoog en ver. En wanneer jy invlieg as vleenier in daai wolk in, verloor jy jou natuurlike persepsie van wat is bo, wat is onder, wat is links, wat is regs. Jy kan net sowel skeef trek en so vlieg en jy begin af sak, as jy nie jou instrumentasie reg lees nie. Jy
word geleer as vleienier om nie op jou gut feel of jou natuurlike ingesteldheid te werk. Jy word geleer om die instrumentasie te vertrou. Want hulle vertel vir jou hoe dit werklik is, terwyl jy beleef, ek kan nie sien nie, ek weet nie wat ek kan doen nie, is daai instrumentasie besig om vir jou te sê, dis waar jy is. So ook elke gelowige het nodig om die instrumentasie van die waarheid van sy woord oor ons, nie net te snap nie, maar te vertrou en daarvolgens te leef. Sodat sy waarheid nie net die fokus word nie, maar sy waarheid word die instrumentasie wat my besluitnemingsprosesse in moeilike omstandighede in 'n sin inlig. I can choose based on the truth of what God has to say about me. I can choose how to live my life in alignment with His word spoken over me. Dis wat aanbidding vir ons moontlik maak, dat ons sy woord begin snap, daarin begin glo en ons lewens inrig volgens sy uitspraak wat deur ons liedere vir mekaar en oor mekaar gesing word. Die woord van Christus wat van hom afkomstig is, word oor my gesing deur Jesus self en deur my medegelowiges in my eie gehoor. I'm hearing His word spoken over me.